Powerhouse uit die hart van Kaapstad. Ons is 'n familie wat die Heilige Gees teenwoordigheid beleef. In vrye aanbidding en in totale oorgawe aan die volheid van wie hy is. Kom ons luister nou na Dr. François Engelbrecht. Dis vir ons lekker om vandag vir Shana hier by ons te hê. Shana, baie welkom. Baie dankie, François. En jy het eintlik 'n geskiedenis agter jou. Jy's iemand wat dans en iemand wat bedien en ons sal graag oor al hierdie goed wil kuier. Maar jy het op 'n jong ouderdom met jy jou man verloor. Vertel 'n bietjie vir ons hoe het jy dit verwerk? Hoe kom 'n mens aan die ander kant uit as jy op 'n jong ouderdom? Ek weet jy het ander geliefdes ook verloor. Maar hoe cope 'n mens? Joeg, ja, Frans, dit was vir my verskriklik toe my man dood is. Ek meen, ek was jonk, ek was 30 gewees en ek het 'n kind gehad wat 11 maande oud was. En ek het toe nie regtig Jesus geken nie. Ek het geweet van hom en kerk toe gegaan, maar ek het nie geweet wie Jesus nie. En mense het my vertel van die Here gee en die Here neem. En dit was net vir my te verskriklik erg dat ek kon dink 'n pa doen dit aan my. So ek het na my man dood is, het ek drasties 'n waarheid begin soek, iets begin soek om aan vas te hou. So ek het regtig nie die Here begin soek. En ek het gegaan, die hele buurt of al die plase waar ek gebly het, elkeen het omtrent 'n geleentheid gehad om saam met my te gaan na daar jare was dit woord en aksiekampe. Ja, so ek het gegaan na woord en aksiekampe toe om te ontdek wie is hierdie Jesus? En daar het ek Jesus ontdek. En nadat jy Jesus ontdek het, was die hantering van jou rousmart en jou verwerking, was dit vir jou 'n bietjie makliker? Eintlik nie, weet julle, ek was vir lank 'n mourning widow. Ek het vir lank regtig eintlik oorlog gemaak in my menswees met die Here en wie is die Here en kan dit die Here wees en waar moet ek inpas in die samelewing met omdat ek so jonk was met 'n baba van 11 maande en eintlik het die samelewing ook nie regtig weet hoe my te hanteer nie. So ek het regtig was vir jare 'n mourning widow, het gesoek na God, gesoek na die waarheid tot ek uiteindelik ontdek het wie is dan nou hierdie Jesus. Nou hoe het die draai gekom? Weet jy, ek het eers, die Here was my so genadig, Frans, want weet jy, net nadat my man dood is, het ons dorpie op daai tyd ook nie 'n dominee gehad nie. En ek het glad nie geweet wie gaan my man begrawe nie. En die Here se genade was vir my so groot toe dat uiteindelik 'n dominee van 'n ander dorp afkom om my man te kom begrawe, het hy met my gepraat en hy het gery. En toe hy terugkom, of toe hy besig is om te ry, weg te ry van die plaas af, toe sê die Here vir hom, en daai tyd het ek nie geweet 'n mens kan die Here hoor nie. Toe sê die Here vir my moet terugdraai en vir my met nagmaal kom bedien. Wow. En dit was vir my hy het in die huis gekom en gesê, dis iets waaraan jy nie gewoond is nie, Shana, maar die Here sê vir my, ek moet vir jou met hom kom bedien. En hy het nie eers die woord nagmaal, hy het letterlik gesê, ek moet vir jou met hom kom bedien. Wow. En toe het hy vir my nagmaal gegee en Jesus, vir my aan Jesus kom bekendstel, so die Here se genade was vir my so groot, in al my geveg, ek meen het sy genade begin, al toe, nog voor Louis begrawe is, het hy my kom wys, hier is ek. En dit het nie die seer of die verlange weggevat nie, maar dit het gehelp dat jy kan die rousmart hanteer. Ja, dit het glad nog nie die seer weggevat, en hy gemis, want dit is mos 'n gemis van jou, en jy het gedroom, en ja, dit het glad nie daai weggevat nie, maar dit het, nou in my pad wat ek gestap het met die Here, het ek agtergekom, wat hierdie nagmaal, want vandag het ek ontdek, dat nagmaal Jesus is, vandag het ek, eintlik is dit 'n proses wat ek nou al vir 20 jaar net meer en meer ontdek, en meer gesond word, en meer ontdek, wie is dan nou Jesus? Maar wag, nou moet jy ons eers help, want jy nagmaal nou die hele tyd aan mekaar, en ek wil nou verstaan, wat sê jy? Wat sê ek? Bedoel jy daarmee dat deur die gebruik van nagmaal op 'n gereelde basis, dit vir jou genesing gebring het? Hoe werk die nagmaal dat jou kon help in hierdie proses? Weet jy, Frans, wat ek het ontdek met nagmaal, was dit altyd net vir my nagmaal. Toe ontdek ek, maar dit is Jesus. Ek het eintlik die woord nagmaal in my hele menswees kom verander met Jesus, want hy het my gekom en vir my kom sê, dit is my liggaam, Shana, en dit is my bloed.
So die woordjie nagmaal het in my kop, was dit vir my 'n iets, en toe word dit vir my Jesus. Wow. En toe het ek ewe skielik, okay, hier eet ek Jesus, en hier drink ek Jesus, en met daai Sy teenwoordigheid sy in jou. teenwoordigheid en sy krag, en later het ek ontdek dat ek dit soveel kere kan gebruik soos wat ek wil. En ek moet eintlik sê met die nagmaal, ek het vir jare dit toe nou eers nie, ek het gehoor van dit, maar toe was ek na 'n Bybelskool toe, en die Here het deur nagmaal weer vir my, het hy homself letterlik vir my kom bid dien, het hulle by een van die vakke wat ek moes neem, het hulle gekom en hulle het nagmaal vir my kom bid dien, en ek het dit gevat as Jesus, en daar het, wat jy praat van die dans, nadat ek die Jesus gebruik het dan die dans begin, letterlik het hy my supernatural dansvoete gegee, en het ek begin dans. Wow. Ek wil graag terugkom net nou na die dans toe, maar Ja. kom ons praat gou-gou. Jy het ook ander mense wat baie naby aan jou is en die dood moes afstaan. Ja, maar ek wil eintlik net vir elke vrou sê, wat haar man verloor, dit is 'n eina wat 'n mens werklik nie vir iemand anders kan beskryf nie, en elke vrou dink ek, wat haar man verloor is op 'n ander plateau met Jesus, of met die wêreld. Ek meen, ek het Jesus nie werklik geken nie, so ek het Jesus gaan soek. En ek dink elke vrou of elke iemand wat iemand verloor, het 'n soeke. En so, dit is 'n eina wat 'n mens deurwerk, en ek dink nie, François, hulle sê daar's seker, vir party mense vat dit so lank, vir ander vat dit so lank, of dit is daar's 'n rouproses. Ek dink elke mens stap sy rouproses op sy eie manier, maar dat jy weet dat Jesus is daar, en hy wil jou nooit los nie. So daai was vir my ook om te ontdek, maar hy is daar, en hy wil my nie los nie, hy wil my toevou met liefde reeds daar, wanneer ons nie weet wat om te doen nie. Nou, omdat jy ook ander mense naby jou verloor het, as jy vandag vir iemand moet sê, wat dalk hierdie week, of verlede jaar, of 10 jaar terug, iemand verloor het, en nog worstel om los te kom, wat sal jy sê? Moet daai persoon begin nagmaal gebruik? Wat sou jy sê is 'n oplossing in jou swaar kry? Joeg Frans, wat ek dink, Jesus. Ek dink, nie eers nagmaal nie, want nagmaal is ook Jesus. Ek dink Jesus, ek het hierdie pad gestap en Jesus ontdek. Ek dink, baie mense het gedink ek is stapel gek, want ek het net Jesus, ek het gesoek na hom en hom net meer en meer ontdek. En in my eina en in my woede, want ek meen jy raak kwaad en jy het vra, maar hoekom met my en hoekom nie met ander nie en hoekom so jonk? Hoekom so jonk? So ek het al daai vrae en dat ek nou maar eintlik met die hoekoms na die Here toe gehardloop en later opgehou hoekom vra en later die vrede vir die Here gebid om, Here gee my dan daai vrede, as U die prins van vrede is, kom gee my dan, laat ek daar die vrede ervaar wat U is. En in my menswees was dit regtig net 'n uitroep na Jesus, na hulp. En ja. So wanneer iemand vandag luister in hierdie seer en hierdie woede en hierdie emosies en die donkerte, die hooploosheid beleef, dan sou jy sê hardloop na Jesus, hardloop na die arms van God toe. Ja, gebruik nagmaal ook, maar gryp aan God vas. Ja. Want niks anders kan vir jou so troos bring soos wat hy dit doen nie. Soos wat hy dit kan doen nie. En ek kan regtig, Franse, vir elke mens wat iemand verloor het aan die dood, sê met alle geloof, Jesus is die antwoord. Amen. Jesus is werklik die antwoord en net die naam. Ek meen, ek het die krag van die naam Jesus ontdek en ek wil regtig eintlik oor elkeen wat eina het net sê Jesus. Daar die naam Jesus, wat die naam bo alle name is, wil ek, ja. En ek weet, vir die wat kyk, dink dis totaal en al nie 'n waarheid nie, maar daar's werklik 'n waarheid in die naam Jesus. Krag in die naam Krag in die naam Jesus. En dan is hy so goed, Frans, want dan kom hy regtig met die woord, dan sê jy sal saai met trane, maar een of ander tyd sal hy vir jou jubel gee. So vir al daai wat nog in hulle trane is en in daai enas is, een of ander tyd kom hy en hy bring vir jou 'n jubel in jou gees. Ja. Mag elkeen wat dit hoor
iets hiervan vandag begin beleef. Ek wil gou net vir jou vra, wat die luisteraars en die kykers nou nie weet nie, is dat voordat ons hier ingekom het 'n vroukie hier buite geweldige pyn in haar nek ervaar en jy het by haar verbygekom en jy het vir haar bedien. Vertel net vir ons, ek weet die woord sê, ons sal ons hande op siekes lê en hulle sal gesond word, maar hoe beleef jy dit in jou eie lewe? Het jy ervarings dat mense al gesond geword, soos hierdie vroukie? Want sy het hier uitgestap met 'n jubel en die pyn was weg. Frans, ek het dit, 'n hele tydjie terug in my lewe, het ek die Bybel gelees, en niks was vir my werklikheid. Dit was nog net 'n storie wat ek hoor, en dit het nog nie vir my 'n werklikheid geword nie. En ek het regtig, vir die Here gesê, Here, ek wil U ervaar. En toe lees ek in die Bybel, sê, but the gospel is the power, is the message of power. So toe ek besef, okay Here, dan moet U vir my dan kom leer, wat is hierdie power? En weet jy, Frans, dit is eintlik net 'n denkpatroon wat ek verander het. Ek het gegaan en begin dink, of my hand op siekes begin lê, want in die woord sê, jy sal jou hand op die siekes lê en hulle sal gesond word. En ek het my hand op die siekes gelê, maar in my kop het ek gedink, Here Jesus, asseblief maak hulle gesond. Het ek half gepleit. En toe het ek my gesê, Shana, you are a beggar. Jy's 'n bedelaar. Wat sê my woord vir jou? Jy sal jou hand op die sieke lê en hulle sal gesond word. Dan het ek weer my hand op die sieke gelê en gepleit, Here Jesus, maak hom asseblief gesond. Tot my kop het gekry, dat ek my gesê, jy sal jou hand op die sieke lê, en ek die woord begin praat het. Jy sal jou hand op die sieke lê, Shana, en hulle sal gesond word. Jy sal jou hand op die sieke lê en hulle sal gesond word. En as hulle nie gesond word nie, signs and wonders sal volg, wondertekens sal volg. Okay Here, dan sal ek my hand op die sieke lê en hulle sal gesond word in Jesus naam. En as hulle dadelik gesond word, glo ek, daar is meer krag net deur obedient te wees en dit in te roep en dan te glo. Signs and wonders will follow, en dis hoe ek dit begin doen het. Wonderlik. Het jy al beleef hoe die Here se krag dan deur jou vloei en iemand soos hierdie vrou onmiddellik gesond word? Het jy al sulke dinge beleef? Ja, ek het baie dis eintlik al natuurlik vir my, want ek het dit begin deel, maar ek het ook ontdek, in Timothy die Here gesê, you must cultivate, meditate, cultivate and practice it till it become part of your being, so that others can see. So toe ek daai skrif ontdek het, het ek regtig vir die Here gesê, okay Here, alle vrees weg. As U in my is, as ek U ontdek het as die healer, as U in my kom woning maak het met U as die healer, U as die geneesheer, en ek die Bybel begin lees, dan gesê, healed, ons is al klaar 2000 jaar terug, healed, past tense, genees, en ek net in obedience met my hand op siekes begin lê. So ja, dit het al by my, ek het al blinde se oë sien oopgaan en mense sien gesond word, en ja, dit blinde se oë sien oopgaan. Vertel net daaroor. Ja, in Afrika was dit, en dit is eintlik so amazing, François, dat in Afrika of enige plek, as hulle hoor Jesus maak mense gesond, dan bring hulle die siekes na jou toe. So in Afrika was ek saam met 'n groep Marnes, hulle het letterlik hulle hande op die blinde se oë gesien en gesê, I will put my hands on the sick and they will be healed, en gesit en in Jesus naam, nie eers net geglo van die krag van Jesus in jou, en dat Jesus deur jou vloei, en elke power van Jesus is in ons, en jou oë, en weggevat, en dan staan jy op 'n afstand, 1 vinger, nog nie, sit jy weer jou hande op, 1 vinger, ja, 2 vingers, ja, 5 vingers, prys die en dan Here. ja, Wonderlik. doen Jesus dit. Nou, kykers wat vandag na jou kyk, is daar 'n manier wat hulle ook al aan op siekes kan lê en mense sal gesond word? Verseker, Of is dit net sekere mense wat? Nee, ek glo dis vir ons almal. Ek glo vir elkeen wat kyk, dis vir ons almal, want Jesus het gesê hy het gekom en hy moet gaan sodat ons dieselfde dinge kan doen as hy. En ons as seuns van God het dit nog net nie gegryp nie, dat hy vir ons toegekom en ons in sy gees kom gee, wat dan Jesus Vader en Heilige Gees is almal dieselfde, so hy het ons sy gees kom gee, en dan sê hy, jy sal dieselfde dinge doen as wat ek doen. Ons moet net in geloof dit begin doen, en glo, die Jesus wat jy het, en die Jesus wat jy het, en die Jesus wat ek het, is presies dieselfde Jesus. So in geloof kan hulle maar net stap, hande op die siekes lê, sal gebeur. Kan jy hand op die siekes lê, en hulle sal, as jy glo en weet wie is die Jesus wat jy dra, as jy tot daar, ek glo, as ons agterkom, wie is hierdie Jesus wat ons dra,
dan sal dit. Dan moet dit gebeur want hy is die waarmaker van sy woord. Ek wil nog baie dinge vir jou vra, maar ek wil vra voordat ons verder gaan. Daar sit dalk nou iemand by die huis wat regtig baie siek is, wat regtig die hand van die Here op sy of haar lewe nodig het. Wil jy nie net 'n oomblik in hulle lewens inspreek voor ons verder praat en net genesing oor hulle lewens proklameer nie? Amen. Ek kyk vandag vir elkeen wat by die huis sit, wat enige siekte het, 'n nek in die pyn, 'n pyn in die heup, enige siekte in die Jesus naam, sit ek vandag en prys die Here dat ons in die geestesrealm kan inspreek, spreek ek vir jou genesing in elke area van jou lewe. En die Jesus sê ons moet dit ontvang, want in die Bybel wou elke mens wat wou genesing gehad het, gekom na Jesus en Jesus sê, bid en ontvang. So ek wil vir jou sê, by die huis, gooi sommer net jou arms wyd oop en ontvang daardie liefde van Jesus, daardie genesing van Jesus, wat hy alreeds vir ons 2000 jaar terug gedoen het, in Jesus naam. Mag jy vry wees van enige pyn, vry wees van enige dysleksie, ek spreek sommer dysleksie ook aan, want dit is ook aan die kruis vas, in Jesus naam. Enige iemand wat vandag kyk, by dysleksie, weet dat jy vry is. Jesus het jou 2000 jaar terug alreeds vry verklaar van dit, in Jesus naam. Ons ontvang dit sommer saam met hulle. Amen. Vertel my gou, ek het Sondag het ek beleef, dat, toe jy gedans het, dat jy het nie vooraf 'n lied gehad nie, en Ingrid het sommer net 'n lied opgesit, 'n pragtige lied, en jy het begin dans onder leiding van die Heilige Gees. Hoe werk daai ding in jou lewe? Gewoonlik wanneer mense lofdanse doen voor die Here, dan berei hulle ure voor. Moes jy jaarlank ure voorberei, of hoe werk dit dat jy net 'n lied hoor en jy kan net begin dans, soos wat die Gees vir jou wys? Weet jy Frans, wat daai het ek ook in geloof begin doen, want in die Jesus het my geleer in die Ou Testament moes jy alles gedoen het, die mense gedoen, maar in die Nuwe Testament het hy vir my gesê, Shana, nou moet jy dit glo. Now you have to believe. Nou moet jy glo. So ek het geglo dat ek die danser ontdek het. Dat Jesus die danser in my is, en as ek Jesus in alle aspekte, as ek Jesus die danser het, moet ek kan dans. Maar die Here het my 'n tool kom gee. So hy het my gesê, want baie keer het ek gestaan, dan gee die mense dansklasse of dansworkshops, en dan het hulle die ingeoefende dans, soos wat jy sê, wat hulle voor die tyd gekoreografeer het. Toe sê ek, Here, U moet vir my iets gee, vir myself en vir wat ek vir die mense, vir die vrouens kan leer as hulle wil dans. En toe het hy my gesê, Shana, wat het gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees? Toe sê hy vir my, en almal was dronk in die Gees. Hy sê, so as jy net drunk in the spirit, dan is al jou ligamente pap, en jy sê, Jesus, of as jy nog nie tale het nie, gewoonlik bid ek in my taal, en dan maak ek net, dan sê ek, Hokarega basika tarianda, begin ek in my spirit bid, of as jy nog nie tale het nie, dan sê jy net Jesus, en dan uit daai, vertrou jy en belief jy, en vat Jesus jou, en laat jou net dans. Ek staan by workshops wat ek vir vroue aanbied, kyk ek, dat die trane loop oor die beauty, wat Jesus, en dan sien ek hoe, as hulle vassak, hulle net Jesus, mense Jesus, wat nog nooit gedans het nie, Frans. Soos my ook. Vir jou ook. Net daai, in feit, net stap, en Jesus, en dan pat hy oor. Want dit gaan nie oor die mens nie, dit gaan nie oor die mens, dat ons met die koning dans en hom verheerlik. En hom verheerlik. En soos wat jy nou Sondag gedans het ek beleef jy leef jou in, en daar's 'n salwing en teenwoordigheid van die Heilige Gees. Beleef jy dit wanneer jy dans? Ja, ek beleef dit, maar dit was ook Jesus, ek moes dit gevat het weer in geloof, want dit was letterlik of sy hand op my voorkop gekom het, en hy het my gesê, the spirit of the sovereign Lord is upon you to set the captives free, to heal the broken heart. So ek het daai in my gees gevat en gesê, okay Here, in geloof dan glo ek. As U die danser in my is, wanneer ek dans, dan laat U healing gebeur. U laat mense vrykom. Here, ek is maar net die instrument en U is die danser. Hier is Shana, maar deur Shana dans die danser van alle dansers. So dit is net vir my eintlik so wonderlik, soos wat jy sê Sondag, en as ek sien, maar ek probeer my heeltyd fokus op Jesus en bid in my gees, en dan weet ek, want ek meen Sondag het vrouens gehuil en mense aangeraak, so dis maar net weer daai dat jy in geloof uitstap en dit doen.
Dit was vir my 'n wonderlike ervaring. Ek was besig met die boodskap en in die middel het ons gestop vir hierdie dans en wat ek beleef het is dat die Here regtig in ons lewens kom inspreek het, dat sy teenwoordigheid kragtig daar was en dat dit eintlik die pad oopgemaak het vir ons om 'n ontmoeting met die lewende God. Jy dans, maar is ons wat hierdie ontmoeting met God het. Ja, dit is eintlik net ek wat dans en die mense wat nog nooit kon gedans het nie, dat hulle deur my dan kan dans. En eintlik 'n vryheid bring vir die wat nog nie om op te staan en ook te kan saam dans en saam daai. Bied jy werksklasse aan, kursusse oor dans? Ek bied 'n werksklasse aan oor dans, ja, waar mense my vra, gaan ek en doen ek En dan, dit, ja. dan leer jy mense om soos jy in die gees te Ja, dans. dan leer ek mense met En is daar die nog gees iets wat jy dans. vir mense leer, soos wat die Here vir jou gebruik? Wat ek leer, eintlik leer ek net mense van Jesus, dat hulle net kan ontdek wie is hierdie Jesus en elke faset te ontdek wie is Jesus. Ek was al by mense wat graag wou sing en dan sit ek letterlik my hand op hulle gees en roep dan Jesus die sanger lewendig, dat hulle net besef maar Jesus is in al die fasette, hulle dra al reeds die sanger en dan begin hulle sing. Sure. So, dis net al die fasette van ons Jesus wat ons as mens eintlik nog nie weet bestaan nie. Maar hy is in elke faset, is hy alreeds en ons moet dit net na vore roep. So jy sou na 'n groep mense toe gaan en hulle sou jou vra om oor 'n sekere saak te bedien, maar dan sal Heilige Gees kom en net vir jou iets kom uitwys oor daai persoon en jy proklameer dit. En ek Is dit wat jy proklameer sê? dit, ja. En ek proklameer dan, soos nou vroeër vanoggend toe ek vir die vrou gebid het die Here my gewys wat hou haar vas. En ek het vir gesê, daar's soveel vrees in jou vrou, kan ek net die vrees afhaal? En ek het letterlik die vrees afgehaal en dan glo ek soos ek die vrees afhaal, Here, want die vrees hou vas dat hierdie siekte kan wees en Here, kom neem U net oor. Wow. En ja, ek En dit- probeer Jesus net bring. Wat vir my wonderlik is, ek ken die vrou. Sy's vol van die Here. Sy's iemand wat die Here met 'n passie dien. Maar tog was daar dinge wat ver oggend vasgehou het en pyn veroorsaak het. En ons het haar gesig gesien, sy het geroep toe sy 50 tree van ons af weg is om te sê die pyn is weg. So wat 'n wonderlike geleentheid om mense net te kan bedien en te sien hoe die krag van God vloei. Ja. Maar weet jy Frans, ek wil dit eintlik vir elke mens sê om dit te doen, want almal smag na lewe, want Jesus het gekom om ons regtig lewe in oorvloed te gee en ek het dit, jy het dit en almal wat vir ons kyk, het dit. Nou ons tyd is nou eintlik op, so gebruik net hierdie laaste tydjie en spreek dit oor my lewe ook asseblief en oor ons almal se lewens, dat ons regtig sal instap in hierdie wêreld en Jesus sal uitleef in sy volheid. Spreek dit oor ons asseblief. Ja, so ek wil regtig oor jou Frans en oor elkeen wat kyk, Jesus is 'n realiteit, julle mense. Ons hoef nie eers met hierdie vreeslike gebede te bid nie. Ons moet net glo dat hy in ons leef deur net te vat, François. Die feit dat ek Jesus het deur net te vat Jesus dat elkeen van julle, dat ons kan vat, dat ons mense kan lief hê, want wie dra ek? Jesus is liefde. So as jy vashou, dan hou liefde vas. Dan bevry liefde, dat ons regtig net moet vrykom. Ek sê altyd, Jesus het vir ons daai skrif gegee. Never be ashamed of the gospel, because the gospel is the power of salvation. So ek sê altyd the power of salvation is om vry te kom van die eie ek, om vry te kom van die vrees om te vat, om vry te kom van die vrees om my hand op te sit, because he will never leave us nor forsake us. Hy sal ons nie. Ons moet net vrykom van daai vrees om my hand op te sit, om net liefde te leef, want Jesus is 'n waaragtige God. Amen. Amen. My gebed is dat jy dit sal vat, dit jou eie sal maak en dat jy sal glo die teksvers wat Shana vroeër aangehaal het, dat Jesus sê, ons sal dieselfde dinge doen as wat hy doen en ons sal groter dinge as hy doen. Mag jy dit beleef in jou lewe elke dag. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Kontak ons gerus, weekdae van 9 tot 1 of kom loer in by ons kantoor. Besoek ook ons webtuiste. Wil jy meer van die Bybel leer? Ons is 'n internasionale geakkrediteerde aanlyn college. powerhousecollege.com. Jy kan ook aktuele DVD's en boeke by ons bestel. Ons bid God se rykste seën oor jou.